Ek groet jou vanmôre in die naam van Meester Yeshua op hierdie Shabbat. Halleluja. Ek eer Abba Vader vir hierdie pragtige dag en dat hy ons seën vandag met nog 'n Shabbat om sy naam te vereer en te verheerlik. So Shabbat Shalom. Wees geseënd. En ek wil vandag voortgaan met ons reis wat ons het, hierdie journey wat ons het met geestelike groei. So ek het laasweek het ek deel 1 met jou gehanteer en ek het 7 eienskappe van geestelike groei in jou lewe gegee. Nou wil ek vandag die laaste 7 van 14 in totaal eienskappe van geestelike groei wil ek vandag vir jou kom gee. So hierdie is deel 2. In deel 2 gaan ons 'n bietjie dieper ingaan in Vader se woord. So ons moet as mens moet ons nou natuurlik transformeer na die karakter van Yeshua. Ons moet transformeer. Dis 'n belangrike aspek. Ons kan nie net dieselfde bly nie. Ons moet transformeer. En dis juis hoekom ek hierdie hanteer sodat ons as mens die nodige toerusting het dat ons kan verander, dat ons kan deel vorm van die transformasie wat Vader wil hê moet gebeur in ons lewe. Nou, hierdie transformasie begin by gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid bevorder groei. En groei bevorder verandering. En verandering bevorder transformasie. Halleluja. So mense, ek en jy moet absoluut na die woord luister en ons moet ag gee op sy woord en dit deel maak van ons lewe. Dit moet prakties aangewend word aan ons lewe. Dit help nie ons hoor die woord en dit gaan by die een oor in en die ander een uit. Nee, ons moet die woord prakties toepas in ons lewe. Ons moet dit aanwend. Daarom sê Johannes hoofstuk 15 vers 2, hy sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. So daar is 2 elemente wat hier plaasvind. En dit is nommer 1, Vader sê dat elke loot wat hom nie vrug dra nie, gaan hy wegneem. En neem dit weg. En ons wil nie by daai situasie wees in ons lewe waar ons nie vrug dra nie. Want nou kom hy en hy sê, die maak hy skoon. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So, ons moet meer vrug ontwikkel in ons lewe. Jy dink dalk maar, jy's okay en jy het vrug en daar is groei, maar Vader soek nie net vrug nie, hy soek meer vrug. Nou luister wat sê vers 5. Vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Halleluja! En ek wil nie sonder Yeshua enigiets doen nie, ek wil hom deel hê van my lewe, want as gevolg van hom in my lewe kan ek vrug dra. Want jy sien in hierdie 2 gedeeltes, vers 2 en vers 5, lees ons dat daar is 2 goed wat moet gebeur. 2 dinge. Nommer 1 is daar moet skoon gemaak word. Tweedens, daar moet meer vrug kom. So, daai skoonmaakproses moet ek en jy deurgaan. Op 'n daaglikse basis. Ons moet dit deurgaan. Ons moet skoon gemaak word en dan moet daar meer vrug wees. So dis eintlik wat transformasie is. Dis eintlik wat transformasie is. Transformasie is 'n skoonmaak en meer vrug wat plaasvind in jou lewe. Dis eintlik wat transformasie is. 2 Petrus, hoofstuk 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons meester, die saligmaker, Yeshua Messia, en aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. So, hier sê die woord baie duidelik, dat daar is dinge wat moet toeneem in ons lewe. Ons moet toeneem in genade en in kennis, met ander woorde, groei. Ons moet toeneem, ons moet vrugbaar word. Die vrug moet veel vrug word in ons lewe. Ons kan nie dieselfde bly nie, mense. Daar moet 'n toename wees. So in ander woorde, waar jy 10 jaar terug dalk tot bekering gekom het, of 20 jaar terug dalk tot bekering gekom het, en jy het hierdie wandel met die lewende God, moet jy toeneem
in genade en kennis. Jy moet toeneem in jou wandel, so jy moet eintlik 'n dieper verhouding nou hê as wat jy 20 jaar terug gehad het. So dis wat eintlik moet gebeur. En kyk wat sê Kolossense hoofstuk 3 vers 10, en julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepping, wat vernuwe word, met ander woorde, nuwe vrug, veel vrug, tot die kennis na die beeld van sy skepper. So ons moet hom begin leer ken vir die beeld, vir die karakter wie hy is. So ons moet daarin verander word. Dat ons nader aan die beeld van Yeshua sal aanneem, dat ons die kennis, die volle kennis sal hê van wie hy is. So ons moet eintlik die gesindheid van Yeshua in ons lewe hê. Dis eintlik wat moet gebeur. En dit kan net gebeur deur transformasie. Kan net gebeur deurdat ons verander. Ons moet transformeer. Nou waar moet ons transformeer? Nou daar's verskeie aspekte, maar die woord kom en hy gee vir ons 'n duidelike plek en 'n area waar daar transformasie moet plaasvind, en dis in die gedagtepatroon. Romeine hoofstuk 12 vers 2, en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van Elohim is. So hier sê die woord, ek moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Okay, so waaraan moet ek gelykvormig word? As ek nie aan die wêreld moet gelykvormig word nie, waaraan moet ek gelykvormig word? Ek moet gelykvormig word aan die woord en die wil van Yahweh. Dis waaraan ek gelykvormig moet word. Dan moet ek verander. Nou waarin moet ek verander? Ek moet verander in my gedagtepatroon, in my gesindheid, in my optrede moet ek verander. En dan moet ek vernuwe. Ek moet vernuwe word tot die beeld van Meester Yeshua na die innerlike mens. Dis wat moet gebeur. So nou kom my vraag aan jou, en hierdie vraag is baie duidelik. Hoe belangrik is verandering? Hoe belangrik is dit? Ek dink dit is van kardinale belang, want ongelukkig lewe mense met 'n siekte, en ek het dit laasweek het ek dit vir julle gesê, mense lewe met 'n siekte, dis 'n RTC siekte, resistance to change. Want mense, ek en jy moet verander tot die goeie, ons moet verander na die beeld en die gelykenis van die lewende God. Want jy sien, die woord gee ons 'n duidelike opdrag om te verander, om te groei, en om volwasse te word in ons geestelike lewe. Kyk gou wat gebeur in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 5 tot 8. Merk hierdie in jou Bybel. Jy moet dit onderstreep, jy moet hierdie goed gaan uithaal, jy moet dit gaan lees, jy moet dit gaan toepas in jou lewe. Nou luister wat sê die woord. Hy sê, en juis daarom ook moet julle met die aanwending van julle ywer, of van alle ywer, by julle geloof voeg die deeg. Nou stop gou daar. Hy sê hierso, ons moet aanwend. Ons moet die woord vat en dit aanwend aan ons lewe. Ons het ywer tot die lewende God, nou moet ons byvoeg tot dit. Ons moet byvoeg. Nou sê hy, ons moet van alle ywer by julle geloof voeg die deeg. Nou, die geloof is ons fondasie, mense. Maar ek en jy kan nie by die fondasie bly nie. Ons moet vorentoe beweeg. Ons moet groei. En jy gaan tog nie 'n huis bou en vir 30 jaar net tot op die fondasie kom nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy gaan graag die huis wil klaarmaak. Jy gaan graag in jou huis wil woon, en jy gaan graag die beskutting van jou huis wil ervaar en beleef. Jy gaan mos nie 'n fondasie begin en daar los jy hom vir 30 jaar nie. Ag nee, ek is nou okay, die fondasie is gelê. Nee. So ons fondasie is die geloof, maar ons kan nie net by die geloof bly nie. Ons moet groei en ons moet byvoeg by ons geloof op 'n daaglikse basis. Nou wat moet ons byvoeg? Hy sê, by julle geloof voeg die deeg. Nou wat is deeg? Deeg het te maak met my morele standaard, my morele optrede, hoe ek funksioneer, my morele kompas in my lewe. Dis deeg. Nou by dit voeg ek die kennis.
Dit help nie ek het 'n morele standaard, maar ek het nie kennis hoe om dit aan te wend nie. Ek het nie kennis hoe om dit uit te leef nie. So ek moet by dit moet ek die kennis voeg en dan by die kennis die selfbeheersing. Want ouens, selfbeheersing is so belangrik. Dit help nie ek het die kennis en ek het al die kennis wat hierdie wêreld vir my kan gee en ek het al die kennis uit die woord, maar ek het nie selfbeheersing nie. Want selfbeheersing gaan veroorsaak dat jy dinge sê op die regte tyd en nie verkeerde goed sê op die verkeerde tyd nie. En selfbeheersing is so belangrik in alle aspekte van ons lewe. En dan by die selfbeheersing, die lydsaamheid. En wat is lydsaamheid? Lydsaamheid is geduld. Is geduld, want lydsaamheid is die situasies en die omstandighede wat ons in ons lewe het, wat ons lydsaamheid leer, wat ons geduld leer. Dis hoekom ons deur moeilike tye gaan. Dis hoekom ons deur hierdie goed gaan, want dit leer ons geduld en lydsaamheid. En by die lydsaamheid, die godsvrug, met ander woorde, my goddelike wandel wat ek het. En by die godsvrug, die broederliefde. En by die broederliefde, die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, yes, mense, kan jy sien wat sê die woord? Hierdie goed moet by ons wees, maar nie net daar wees nie, dit moet toeneem op 'n daaglikse basis. Dan laat dit by julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Meester Yeshua, die Messias nie. So wanneer hierdie goed in ons lewe is, dan beteken dit ons groei. Jy sê die woord dit laat ons nie ledig of onvrugbaar nie. Maar luister wat sê vers 9, en vers 9 kom as 'n waarskuwing. Hy kom as 'n baie groot waarskuwing. Hy sê, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Ja, kan jy sien hoe belangrik is dit om te verander, om te groei? Kan jy sien? Want hierdie goed moet by ons aanwesig wees. As dit nie is nie, is ons blind en kortsigtig, veral in terme van die woord, veral in terme van hoe ons mense hanteer, en dan maak ons foute en ons doen verkeerde dinge. So, kom ons kom by die eienskappe van geestelike groei. Nou die eienskappe van geestelike groei, daar is 7 wat ek vandag vir jou wil gee. Daar's 14 in totaal. So ek het laasweek vir jou 7 gegee, hierdie week gee ek weer vir jou 7. So daar is 14 in totaal. So, die 8ste een of nommer 1, die 8ste een van die 14 of nommer 1 van vandag, is die eienskap van geestelike groei is 'n diensbare hart. 'n Diensbare hart. Nou wat beteken dit? Is jy bereid om diensbaar te wees? En nie net volgens jou terme nie. Is jy werklik waar bereid om diensbaar te wees? Weet jy hoe ek begin in die bediening? Weet jy hoe ek begin? En hier is baie belangrik en ek wil jou iets leer en ek weet daar is mense wat heel moontlik na hierdie uitsending kyk wat geroep is om eendag in die bediening in te gaan. En dit lyk alles goed en op die kamera en agter die skerms verstaan jy nie altyd wat aangaan nie, maar op die kamera lyk alles goed en alles lyk great en mense dink dis hemel op aarde om in die bediening te wees, maar ek wil gou met jou gesels. Nou, hoe ek begin het in die bediening, luister nou baie mooi. Hoe ek begin het, was nie om die woord te verkondig. Ek het begin in die bediening met 'n besem. Dis hoe ek begin het. Want waar ek nodig was in die gemeente, het ek 'n besem gevat en ek het gevee. En ek het 'n lap gevat en ek het skoon gemaak en ek het stoele geskuif. Dis waar ek begin het in die bediening, by 'n besem. Want jy sien, Vader kyk na die hart en hy kyk of daar 'n diensbare hart is. Want iemand wat nie 'n diensbare hart het nie, vergeet dit. Jy gaan nie in die bediening dit maak nie. So 'n diensbare hart is nie net vir die bediening nie, maar dis 'n eienskap van geestelike groei wat by alle gelowiges moet wees. Want onthou een ding, die wêreld is daar om te vat,
Maar jy as gelowige is daar om te gee. Jy is daar om te seën. Jy is daar om diensbaar te wees. Ek meen, Matteus hoofstuk 23 vers 11 sê dit, maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. So 'n diensbare persoon is toegewy teenoor ander. 'n Diensbare persoon is nie veel eisend nie. 'n Diensbare persoon is nie 'n onafhanklike mens nie. 'n Diensbare persoon is nie hoogmoedig nie. 'n Diensbare persoon doen meer as wat van hom verwag word. En 'n diensbare persoon het die teenwoordigheid van Jahwe in sy lewe. Dis baie belangrike attribute hierso. So dit gaan nie net oor die woord verkondig nie. Dit gaan nie net oor, jy's nou gaan ek bid vir mense nie. Nee. My bediening het begin nie deur te bid nie, nie deur die woord te bedien nie. My bediening het begin deur 'n besem te vat en te vee en skoon te maak waar dit nodig was. Dis waar my bediening begin het. En mense, ek wil hierdie aan jou oordra sodat jy kan besef 'n diensbare hart is so belangrik in terme van transformasie en verandering en groei in jou lewe. Bring my by nommer 2 of by nommer 9. En geestelike groei het nou natuurlik 'n groot impak in jou gedagtepatroon. Baie groot impak. Want jy sien, 'n eienskap van geestelike groei is wanneer jy beheer kan vat oor jou gedagtes. Beheer kan vat oor jou gedagtes, want jy sien daar is 3 kanale wat die vyand gebruik vir die mens om te sondig. 3 kanale. Nommer 1 is jou gedagtepatroon. Nommer 2 is jou woorde en derdens is jou werke of jou wandel, jou aksies, dit wat jy doen. Dis die 3 kanale wat die vyand gebruik vir jou om te sondig. Dis ook die 3 kanale wat die lewende God gebruik deur sy gees om die werking van Heilige Gees, al die gawes, daar's 9 Heilige Gees gawes. So daai 9 Heilige Gees gawes funksioneer deur hierdie 3 kanale ook, gedagtes, woorde en werke, jou aksies. Want daar's 3 kategorieë van geestelike gawes. Daardie 3 kategorieë is, daar's 3 gedagtegawes, daar's 3 spraakgawes en daar is 3 aksiegawes of kragwerkegawes. So dieselfde kanale wat die lewende God gebruik vir die gawes van Heilige Gees om deur die mens te funksioneer, gebruik die duiwel om jou te besoedel. Want waar is die heel eerste sonde wat plaasvind in jou lewe? Hier, in jou gedagtes. En dan wanneer dit in jou gedagtes is, dan kom dit uit in jou woorde en in jou werke, jou aksies. So wat baie belangrik is dat ek en jy sal leer om beheer te vat oor ons gedagtes. Want jy sien, vestings word opgerig in jou gedagtes deur die vyand en ons moet ten alle tye die helm van verlossing oor ons gedagtepatroon hê. Want gedagtes word aksies. En daardie aksies veroorsaak vrug. Dit gaan either 'n goeie vrug wees of dit gaan 'n slegte vrug wees. Want Jeremia 6 vers 19 sê, hoor aarde, kyk, ek bring onheil oor hierdie volk, die vrug van hulle planne. In ander woorde, dit wat hulle gedagte gedink het, daai vrug wat opgebring word in terme van dit, wat na my woorde het hulle nie geluister nie en my wet, die het hulle verwerp. In ander woorde, Vader bring nou natuurlik sy oordeel in terme van ons gedagtepatroon en die planne wat ons beraam en die vrug van ons planne. So, wat moet ek doen? Hoe moet ek optree? Wat moet ek doen? Hoe moet ek funksioneer? Jy sê die woord in 1 Petrus 1 vers 13, hy sê, omgord die lendele van julle verstand. En dis my verantwoordelikheid. Ek moet dit doen. En nou kom die woord in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 5 en hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Elohim om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgerig word teen die kennis van Elohim en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Messias. So, as jy 'n aanval het op jou gedagtepatroon,
En jou gedagtes is nie waar dit moet wees nie. Is dit jou verantwoordelikheid om daardie gedagte gevange te neem en jy bring dit na die gehoorsaamheid aan Messia. Met ander woorde, jy bring dit tot gehoorsaamheid aan die woord. Dis wie Yeshua is. Hy's die woord en die woord het vlees geword. So ek bring dit tot gehoorsaamheid aan die woord. So ek en jy kan nie deur ons gedagtes beheer word nie. Ons moet ons eie gedagtepatroon moet ons onder beheer hê. Dis 'n eienskap van geestelike groei. Maar die 10de een of die 3de een is daar natuurlik 'n baie belangrike aspek wat in ons lewe moet wees. En ek het al voorheen, het ek so 'n bietjie daaroor gepraat en ek het uitgebrei daaroor. Maar hierdie is 'n eienskap van geestelike groei en dit is dissipline. Eers mense, ek kan nie genoeg praat oor dissipline nie. Ons moet gedissiplineerd wees. So hoe gedissiplineerd is ek teenoor die woord en my gebedslewe? Is ek gedissiplineerd in my optrede as gelowige? En hoe baie mense dink dat dis oukei om te lewe soos wat hulle wil lewe, is oukei om so te lewe. Ek het mos nou nie nodig om gedissiplineerd te wees nie, want ek is mos nou vrygemaak deur die bloed van Yeshua. Nee, daar moet dissipline wees in ons lewe. En ek kry baie mense wat met my praat en hulle kontak my en sê, pastoor, maar hoorie so, ek dink ek het bevryding nodig. Okay, hoekom dink jy het bevryding nodig? Dan gesels ons, dan praat ons. Dan kom ek agter, okay, maar jy het nie bevryding nodig nie, jy het net dissipline nodig. Dan wat jy nodig het, jy het net dissipline nodig, want jou lewe is in 'n warwoel, omdat jy juis nie dissipline het nie. Titus 2 vers 11 tot 12 sê, want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verloon in getoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Hierdie gedeelte praat alles oor dissipline. My dissipline teenoor die lewende God. My dissipline teenoor hoe ek funksioneer. Dat ek die wêreldse begeertes eenkant sal stoot. Dat ek sal leer om die goddeloosheid weg te vat uit my lewe uit. Dat ek ingetoe sal wees, regverdig in alle optrede. Want dit vat dissipline. So mense, hoe gedissiplineerd is ons as gelowiges oor wat ons kyk? Hoe gedissiplineerd is ons oor waarna ons luister? Hoe gedissiplineerd is ons oor wat ons toelaat in ons lewe en wie ek toelaat in my lewe? Ek sê, want ek kan nie my omring met wêreldse mense en verwag dat ek gaan uitstyg bo dit alles nie. Nee, dis baie maklik vir iemand wat daaronder is om my van bo af te trek as wat ek iemand optrek. Baie makliker. Hoe gedissiplineerd is ek oor die plekke wat ek besoek? Hoe gedissiplineerd is ek oor wat ek eet, wat ek drink, hoe ek aantrek, oor my eie liggaam in terme van seksueel? Hoe gedissiplineerd is ek? Hoe gedissiplineerd is ek oor die Shabbat, oor die feeste, oor sy woord en my gebedslewe? Want jy sien, dit vat dissipline, mense. So dis 'n baie belangrike eienskap wat in ons lewe moet wees, want dit praat van geestelike groei. As daar nie dissipline is nie, dan lewe ek 'n op en af lewe, dan maak en doen ek soos wat ek wil, en dan gaan dit goed, en dan gaan dit sleg, maar as ek gedissiplineerd is in alle aspekte, dan is die seën van Jahwe op my lewe. Die 11de een, of die 4de ene, is natuurlik dankbaarheid. Dankbaarheid. Is mense, 'n ondankbare mens, is seker die aakligste mens wat jy kan kry. Om by iemand te staan wat ondankbaar is, want al wat jy hoor is kla, moan, murmureer. Dis iemand wat ondankbaar is. En daar's 'n opdrag in Vader se woord in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18, en hy sê die volgende, hy sê, wees in alles dankbaar. Wees in alles dankbaar. Nie wees dankbaar oor alles nie, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van Elohim, die Messia Yeshua, oor julle. Want jy sien, 'n onvolwasse persoon is krities, hy murmureer,
en hy kla oor alles. Dis 'n onvolwasse persoon. So ek en jy kan nie onvolwasse optree nie. Daar moet hierdie eienskap van geestelike groei moet in ons lewe wees en dit moet dankbaarheid wees. Dankbaarheid. Want ek weet mense, partykeer gaan dit nie altyd goed nie. En ons gaan baie keer gaan ons deur omstandighede want Vader toets jou geloof. Maar ek en jy moet 'n nogtans lewe hê. Ons het 'n nogtans lewe hê, soos wat die woord sê in Habakuk hoofstuk 3 vers 17 tot 18. Hy sê alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie en al dra die olyfboom die drag van die olyfboom teleurstel en die saalande geen voedsel oplewer nie en die kleinvee uit die kraal verdwyn en die beeste en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in Jahwe, want ek sal juig in die Elohim van my heil. Halleluja. Mense, ons moet 'n nogtans lewe hê. Want dankbaarheid openbaar jou ware hartsmotief en volwassenheid. Dis wat dit doen. 'n Ondankbare persoon is dan natuurlik onvolwasse, is heeltyd krities, is heeltyd in 'n posisie van kla en mimmereer. Dis wat 'n onvolwasse persoon doen. En hy kla oor alles. Kla oor die werk, kla oor die besigheid, kla oor die huisgesin, kla oor alles. In steede daarvan dat ons moet dankbaar wees. Weet jy wat? Ek is dankbaar vir die skottelgoed by die huis. Want dit beteken ek het kos gehad. Dit beteken ek het iets geëet, so daar was skottelgoed, so ek is dankbaar daaroor. Ek is dankbaar vir die huis wat so 'n bietjie de mekaar is, want dit beteken my kinders is nog daar, dit beteken ons lewe. Ek is so dankbaar. So moenie oor alles kla nie, moenie oor alles mimmereer nie. Begin dankbaar wees vir alles in jou lewe. En ek is dankbaar vir omstandighede ook, want dit hou ons op ons knieë. Dit veroorsaak dat ons aanhou bid. Die volgende eienskap, nommer 12, is die liefde wat ek en jy besit. Mense, liefde is so 'n groot eienskap wat in ons lewe moet wees. Is die liefde wat ons besit waarlik goddelike liefde? Is dit waarlik goddelike liefde? Want jy sien, liefde kan beskryf word in een woord. Een woord. Ek wonder of jy vir my kan sê wat daai woord is. Liefde word beskryf in een woord. En daai een woord is onselfsugtig. Dis liefde. Onselfsugtig. Maar die algehele mensdom is selfsugtig, want dit gaan alles net oor my. Hoor hierso, ek ry hierso. Hoor hierso, dis my, jy het nou voor my ingery. Hoor hierso, dis my werk hierdie. En almal is so 'n gedryf na homself en is selfsugtig en alles gaan net oor die me, myself and I. Maar liefde is onselfsugtig. Want Kolossense hoofstuk 3 vers 14 sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Want jy sien, liefde bring volmaaktheid in ons lewe. Liefde bring volmaaktheid. En liefde bestaan natuurlik uit twee aspekte. Dis waaruit liefde bestaan. Nommer 1 is liefde teenoor Jahwe. Want die woord sê dit tog. Hy sê ek moet Jahwe, my Elohim lief hê met my hele hart, my hele siel en met al my verstand. En tweedens, die tweede aspek is liefde teenoor ons medemens. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dis waaruit liefde bestaan. So ek kan nie selfsugtig funksioneer nie. Ek kan nie selfsugtig wees nie. Want wat is ons sonder liefde? Absoluut niks. Absoluut niks. Is niks sonder liefde nie. En dis hoekom Paulus skryf, en hy skryf 1 Korintiërs hoofstuk 12, en hy praat oor die gawes van Heilige Gees, en hoe belangrik die gawes is, en die gawes gee vir jou autoriteit, gesag en heerskappy, en hy skryf oor die gawes, en hy kom aan die einde van 1 Korintiërs hoofstuk 12, en hy besef, maar hoorie so, voordat ek aangaan met die gawes, kom net tot 'n stilstand, en ek begin skryf oor die liefde, want al het ek al die gawes, maar ek het nie die liefde nie, beteken dit absoluut niks, en hy skryf 1 Korintiërs hoofstuk 13. En dit sê, al sou ek die tale van mense
en engele spreek, en al het ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, sou ek niks wees nie. So liefde gaan nie altyd oor jou godsdiens en die uiterlike wat jy wys nie. Gaan nie altyd daaroor nie. Liefde is innerlik. Want Yeshua self kyk na die fariseërs en hy sê, ouens, julle is van buite af, lyk julle so mooi en fraai en alles lyk great en julle titsies hang op die grond en julle spreek die regte woorde en maak die regte klanke en as julle bid, dan moet almal nou luister na hoe julle bid op die strate en alles is great aan die buitekant, maar aan die binnekant is julle vol doodsbeendering. Julle het geen liefde nie. Yeshua hanteer dit. En ongelukkig in vandag se tyd is dit presies dieselfde. Daar's mense wat aan die buitekant en uiterlik is hulle so besig met godsdiens, maar aan die binnekant is hulle dood, want hulle is selfsugtig. So mense, dit gaan alles oor die liefde. Hoe lyk die liefde wat ek en jy besit? Want dit is 'n eienskap van geestelike groei. Ons moet daarin toeneem en ons moet groei. En nou bring dit my by die 6ste een of nommer 13. En dit is eienskap. Hierdie eienskap is belangrik. Wat is my gesindheid teenoor die gesag en die autoriteit wat oor my aangestel is? Wat is my gesindheid daaroor? Want wat is die mens se reaksie teenoor die Vader wat in autoriteit oor ons as mens geplaas word? Wat is die mens se reaksie? Wat is die mens se reaksie teenoor die normale gesag en autoriteit wat oor jou aangestel is? Want jy sien, Vader eer die posisie van leierskap. Ek en jy moet dit vandag besef. Want Vader praat met die mens deur middel van leierskapsposisies, soos die man in die huis, soos die leraar, soos die pastoor, soos die wetstoepassers of die polisie, want dis almal mense wat in leierskapsposisies geplaas word, wat in gesag en autoriteitsposisies is. So wat is ons gesindheid teenoor dit? Want jy sien, weer eens, Vader eer die posisie. En luister gou, ek wil jou vat na die woord toe, in die boek van 1 Samuel, hoofstuk 1, en ons besef en ons sien dat Eli was nie meer in sy posisie nie. Eli was die hoofpriester, en hy was nie meer in sy posisie nie, en sy verhouding met Jahwe was nie reg gewees nie, maar Vader het sy priesteramp geëer, nie hom as mens nie, maar sy priesteramp het hy geëer. En kyk wat gebeur in 1 Samuel hoofstuk 1 vers 17. Nou kom Hanna, en Hanna bid. En Samuel was so ver verwyder, dat hy kom by Hanna, en hy kyk, maar hoorie so hierdie vrou, haar lippe beweeg, maar daar's geen woorde wat uitkom, en hy onderskei nie, dat sy besig is met die lewende God nie, hy dink sy's dronk. Dis hoe ver hy teruggeval het. Hy het dit nie eens geonderskei nie. En sy openbaar, maar hoorie so, ek is nie dronk nie, ek is besig om met Vader te praat. Luister wat sê Eli. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die Elohim van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Het Vader daai gebed geëer of daai woorde geëer? Absoluut, want Hanna het swanger geword. Hanna het swanger geword. So Vader eer die posisie. So vroue, wat is jou gesindheid teenoor jou man? Jou gesindheid teenoor jou man. Want 1 Petrus 3 vers 1 tot 7, gaan lees dit by die huis, sê vir my presies hoe die vrou se gesindheid moet wees teenoor die man wat in gesagsposisie is teenoor die vrou. En wat is jou gesindheid teenoor jou baas en die wetstoepassers? 1 Petrus hoofstuk 2 vers 13 tot 14 sê, hoe ons as gelowiges moet optree in terme van ons baas, in terme van wetstoepassers, wat die wet moet toepas, en ja, ek weet, daar's mense wat hulle posisies misbruik, ek weet dit. Ek weet, daar is mans wat nie in hulle posisie is nie, wat manipuleer en domineer, ek weet dit.
Maar ek praat nou hier in terme van gelowiges oor hoe ek en jy moet funksioneer as gelowiges teenoor ons baas, teenoor wetstoepassers, teenoor die wat in gesagsposisies geplaas is. Want wees nou eerlik, wat is die eerste ding wat by jou gebeur? Wanneer jy op die pad ry en hier spring daar 'n verkeersbeampte voor jou en hy sê stop. Wat is die heel eerste reaksie wat by jou gebeur? Wees nou eerlik. Jy word kwaad. Jy word kwaad. En baie keer stop daai verkeersbeampte jou want jy die wet oortree. Of hy's 'n wetstoepasser en hy wil kyk of alles reg is om seker te maak dat jou voertuig is padvaardig om op die pad te ry. Maar ons heel eerste reaksie is, ons word kwaad. So wat is ons gesindheid teenoor ons baas, wat jou nie so goed behandel nie, wat nie goed gunstig is teenoor jou nie? Wat is jou gesindheid? Want jy sien, dis wel baie belangrike aspek, want Vader eer die posisie. Hy eer die amp, hy eer die posisie. Hy eer dalk nie die mens wat in ongeregtigheid funksioneer nie, maar hy eer die posisie. En as ek en jy die regte gesindheid tentoonstel, dan praat dit van ons geestelike volwassenheid wat ek en jy het. En die laaste ene, nommer 14 of nommer 7, die heel laaste ene wat ek vandag met jou wil deel, is hoe hanteer ek medegelowiges, veral wanneer hulle verkeerd gedoen. Want weet jy, soveel mense waai uit die gemeentes uit, of hulle wil niks met 'n samekoms te maak hê nie, want jy sien, ek het seer gekry by ander gelowiges, en daai persoon het dit aan my gedoen, en hierdie een het dit aan my gedoen, so wat is my gesindheid, en hoe hanteer ek medegelowiges, veral wanneer hulle verkeerd gedoen het? Luister wat sê die woord, Galasiërs 6 vers 1, hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, in ander woorde volwasse is, wat geestelike groei het, wat volwassenheid bereik, julle wat geestelik is, so een reghelp, met die gees van sagmoedigheid, nie om kritiek te lewer nie, nie om daai persoon sleg te maak nie, nie om aanvallend te wees nie, met 'n gees van sagmoedigheid. Yes, ek sien hoe mense mekaar uithaal op sosiale media, op Facebook, want nou is daar hierdie plasing, of daar's hierdie skrif wat gegee word, of daai skrif word gegee op sosiale media, dan is dit gelowiges wat mekaar uithaal op sosiale media, dan dink ek, really, is dit jou gesindheid teenoor ander gelowiges? En onder gemeentes is daar skeringe en daar's konflik en daar's dinge wat gebeur, juis oor die feit dat mense onvolwasse is en hierdie dinge reg hanteer nie. So een moet reggehelp word met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Hoekom is hierdie belangrik? Terwyl jy op jouself let. In ander woorde, sodat jy as mens nie sondig nie, dat jy as mens nie 'n verkeerde gesindheid het, dat jy as mens nie 'n verkeerde reaksie het teenoor 'n gelowige nie, dat jy sal oplet om in geregtigheid te wandel en nie in oordeel oor te beweeg nie, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie, want die oomblik as jou gesindheid verkeerd is, die oomblik as die hart verkeerd is, wat gaan die vyand doen, wanneer jy gaan probeer om iemand reg te help, en iemand te vermaan? Wat gaan die duiwel doen? Hy gaan jou aanval, en hy gaan die hele situasie, gaan hy so omdraai, dat het 'n verskriklike, ongemaklike bekleierery veroorsaak. Dis wat gebeur. So my gesindheid moet reg wees. My gees moet reg wees. So wanneer ons medegelowiges probeer help, moet ons nie die verkeerde gesindheid openbaar of betoon nie. En die verkeerde gesindheid is nou natuurlik kritiek, hardheid, ongevoelig, sonder liefde, en ek hanteer daai persoon asof daar skande op hom is vir dit wat hy gedoen het. 'n Persoon wat so optree is natuurlik onder die indruk dat hy as mens nooit kan fouteer.
Ek het nuus vir jou. Ons almal maak foute. Nie een van ons is perfek nie, mense. So dis baie belangrik wanneer jy iemand reg help, wanneer jy iemand probeer help, wanneer jy iemand probeer vermaan, veral wanneer hy verkeerd gedoen het, dan help jy daai persoon met die regte gesindheid en nie met die gedagtepatroon van, hoorie so, ek is beter as jy, ek sal nooit so fout maak nie. Want so 'n persoon is onsensitief vir wat die individu deurgaan en moet hanteer. En hoogmoed is gewoonlik deel van so 'n persoon se lewe en moet onmiddellik verwyder word. So mense, dit is belangrik hoe ons ander gelowiges hanteer. Is belangrik. Selfs op sosiale media is belangrik hoe ons mekaar hanteer. En die mens openbaarde natuurlik geheel en al sy volwassenheid, sy geestelike volwassenheid in hoe hy mense hanteer. So, dis belangrik dat ons mense op die regte wyse sal hanteer. So, ek het nou weer eens vir jou 7 eienskappe gegee. So, laas week en hierdie week se boodskap gee vir jou 14 in totaal en hierdie 14 eienskappe van geestelike groei moet jy ontwikkel in jou lewe sodat jy sukses kan behaal, sodat jy kan groei, sodat jy op jou fondasie van geloof kan voortbou. En dat wanneer daar 'n aanval van die vyand kom, dat niks jou ooit van stryk af sal bring nie, maar dat jy sal groei. Dat jy in so 'n posisie sal wees, dat die woord die verandering kan kom maak in jou lewe. Want onthou, ons moet transformeer. Ons moet transformeer. En my hartsbegeerte is dat daar 'n transformasie in jou lewe sal plaasvind, deur hierdie 14 eienskappe wat ek aan jou geopenbaar het. So ek wil graag saam met jou bid. En ek het laas week, het ek saam met jou gebid en ons het hierdie dinge in ons lewe gekom aktiveer en vandag wil ek weer eens hierdie 7 eienskappe in jou lewe kom aktiveer sodat daar geestelike verandering en groei in jou lewe kan plaasvind. Halleluja. So net daar waar jy is, kom ons bid saam. Kom ons soek die aangesig van Jahwe. Halleluja. Vader, wat 'n groot voorreg dat ons vandag weer eens net kan inkom in u teenwoordigheid en ons nooi u in vandag, Vader, in ons hart en in ons lewe, dat u vandag sal kom skoonmaak waar dit nodig is, sodat ons meer vrug sal kom dra. Vader, want ons verlang na 'n transformasie in ons lewe. Vader, ek bid vandag dat u in ons harte sal kom plaas om diensbaar te wees teenoor mekaar. Vader, dat ons diensbaar sal wees by die huis, by die werk en watter omstandighede ons ook al beleef, dat ons absoluut 'n diensbare hart sal hê. Vader, want u het ons self kom leer, Yeshua self in Johannes hoofstuk 13, wat hy gesê het, ek het vir julle 'n voorbeeld nagelaat. En dat ons daai voorbeeld sal uitleef hier op aarde deur 'n diensbare persoon te wees. Vader, ek bid vandag, Vader, vir elkeen se gedagtepatroon, dat ons die vermoë sal hê om elke gedagte gevange te neem wat nie van u af is nie, en dit sal bring tot die gehoorsaamheid van die woord. Vader, help ons dat ons beheer sal vat oor ons gedagtes. Dat ons nie sal toelaat dat die duiwel 'n nes sal maak in ons gedagtepatroon nie, maar dat ons ook gedissiplineerd sal wees daarin. Ek bid nou vir dissipline in alle aspekte van ons lewe. Vader, help ons dat ons gedissiplineerd sal wees na wat ons kyk, waarna ons luister, wie ons toelaat in ons lewe, die plekke wat ons besoek, wat ons eet, wat ons drink en hoe ons aantrek en selfs ook oor ons eie liggaam. Vader, dat ons ook gedissiplineerd sal wees in terme van die Shabbat, van die feeste, u woord en ons gebedslewe. Vader, want as ons gedissiplineerd is, dan weet ons lewe is standvastig. En wanneer ons 'n standvastige lewe het, Vader, dan sal ons dankbaar wees in alles waardeur ons gaan, in alle omstandighede sal ons dankbaar wees. Vader, verwyder alle kritiek, alle murmurering en alle klagtes uit ons mond en uit ons wese, dat ons 'n nogtans lewe sal lewe, dat in spite van waardeur ons gaan, nogtans sal ons jubel in Jahwe,
ons Elohim. Halleluja. Vader, kom ondersoek ons hartsmotief vandag. Vader, dat ons werklik waar liefde in ons lewe sal hê. Vader, dat ons nie 'n uiterlike godsdienstlewe sal hê nie, maar dat ons 'n innerlike liefdesverhouding met U sal hê en dat ons liefde sal tentoonstel teenoor ons medemens. Ek bid vandag, Vader, dat ons ook die regte gesindheid sal tentoonstel teenoor die wat in gesagsposisies oor ons is en die wat in autoriteit staan. Vader, soos wat U woord verklaar dat ons sal bid vir hulle. Vader, dat ons sal optree met die regte gesindheid. Vader, as ons buite die wet funksioneer, dat ons net weer in lyn sal kom met die landswette en ook met die wet van Jahwe ons Elohim. Vader, help ons, lei ons, versterk ons, dat ons reg sal funksioneer en help ons ook, Vader, dat ons standvastig sal wees, dat wanneer ons iemand anders te help, dat ons hulle nie sal kritiseer nie, dat daar nie hardheid en ongevoeligheid by ons sal wees nie, dat ons hulle nie sal hanteer sonder liefde en skande in hulle lewe laat opwek nie, maar dat ons mense sal reghelp met die liefde van die lewende God in ons harte, met 'n gees van sagmoedigheid. Vader, dis ons gebed vandag. Ek bid dat hierdie eienskappe, laasweek se 7 en vandag se 7, 14 in totaal, die perfektheid, die volmaaktheid van die lewende God, dat dit nou in ons lewe sal manifesteer. Ek bid vandag vir groei, dat ons sal verander ooreenkomstig U woord, dat daar 'n transformasie sal plaasvind in ons lewe, sodat U vereer en verheerlik sal word. Halleluja. Vader, dis ons gebed en ons uitroepe vandag, alleen in die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Ek eer Abba Vader vir sy woord en ek weet sommer dat jy is getransformeer deur sy woord. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, geniet jou Shabbat verder. Tot volgende keer. Shalom.